U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Vandag wil ek met julle so 'n bietjie visvang storie deel. Nou die naweek, toe stuur die parelkindertjies daarvan onder af vir my 'n heerlike video van die lekker ou groot graskarp wat hulle uitgetrek het daar, maar dit was nou omtrent 'n gedoente. Ek het na daai video seker 500.000 keer nou al gekyk, nie? En ek sal hom met julle deel aan die einde van hierdie storie. Maar eers, is visvang mos nou nie visvang sonder 'n lekker storie nie. En ek wil graag hierdie visvang storie met julle deel. Sy naam is die Ratelvisserman. Hulle, ek sal eendag graag vir hulle wil ontmoet, vertel die storie van die visserman wat aan die einde van 'n lang dag by sy tent aangekom het. Hy het die hele dag niks gevang nie en was vrek van die honger. Al wat hy gehad het om te eet was beskuit met koffie en kondensmelk. Binne sy tent betrap hy toe 'n ratel wat die hele plek omgedop het. Gelukkig het hy die koffie en beskuit uitgelos, maar die kondensmelk was vir hom soos heuning. Hy was besig om die halwe blik op sy linkerpoot te laat uitloop toe die man die tent instap. Na 'n gespring en 'n geskarrel en 'n gevoetsek hardloop die ratel toe die tent uit. Maar nie soos 'n gewone dier nie, met 3 pote soos 'n beenafhond. Het sy linkerpoot in die lug gehou, so asof hy die wit soet goed wou hou vir later. Tot vandag toe weet die man nie hoekom hy besluit het om die ratel te agtervolg nie, maar die manier hoe hy gehol het hom intrigue. Die tent was nie ver van die rivier af nie, en daar aangekom het die ratel gaan staan met sy poot in die lug. Die visserman het agter 'n kakiebos weggekruip en die storie bekyk. Soos hy sy poot in die lug hou, kom maar toe al wat 'n insek is nader gevlieg. Ons praat van vliee, groot groen rommers, bye, motte, vleiende termiete en 'n rooi naaldekoker. En soos wat die goggas op sy poot gaan sit, raak hulle verstrengel en plak vas aan die ratel se taai poot. Daai poot het later so baie flappende vlerke opgehad, dat die ratel se voete kort van die grond afgelig het, soos wat die goed probeer wegvlieg. Wat volgende gebeur het die 2 oogies in die kakiebos se bek so groot laat oophang, dat hy self 'n paar goggas gevang het. Die ratel vat toe sy poot vol zoemende lewe en druk dit in die rivier. Daar kom toe al wat 'n vis is aangeswem om te kom aas aan die feesmaal. Geelvisse, karpe, moddervisse, moggels en 'n bawer. Kort het die ratel 'n vis met sy regterpoot geklap tot op die rivier se oewer. Die bawer was te groot om te klap. Hy het hom sommer aan die snor gebyt en uitgetrek. Nadat hy genoeg vis gevang het hy doodluiters uitgestap en begin om homself dik te vreet aan al die vis. Met sy pens vol het hy opgekyk na die kakiebos en 2 geelvisse, 'n moggel en die bawer, nie eers 'n ratelvreetbawer nie, een kant toe geskuif. Toe bedui hy met sy poot na die vis, draai om en verdwyn die vlakte in. Is asof hy wou dankie sê vir die kondensmelk. Nou ja toe, daar het jy nou regte egte visserman storie. Maar die video wat volg is 'n ware storie en julle sal dit sien. Daar's foto's en 'n video om dit te bewys, nadat Lilies en William 'n bietjie daarso by Bonnievale gaan visvang het. En dit is 'n groot lekkerte altyd vir my om die 2 dop te hou. Hulle doen alles saam en alles is vir hulle heerlik om saam te doen. Sy's gewoonlik die een agter die kamera, Nessa ma, en hy, as jy vir daai man net kan vertel hy kan visvang, nee, dan is hy nou reg in die hemel. Ek glo daar is vir hom 'n mansion gebou met 'n reuse dam vol van enige soort vis, grootes en kleintjies. Hy raak kinderlik opgewonde oor enige visvang besigheid. Nou ja, toe, without further ado, enjoy. O nee, wag, ek moes vir julle vertel het waar ek hierdie oulike visvang storie gekry het. Dit is op blikkiesvis.com, net so.
Dit het 'n klomp groot vis stories. Nou ja, toe gaan loer gerus daar op blikkiesvis.com. En soos ek altyd sê, nee, be blessed and always be that blessing too. Mooi loop en 'n lekker Dinsdag vir julle almal. Tot volgende keer. Kyk hoe hy Jussie. Yes. Give me a stop, Jo. Ja nee, kyk, dis nou vir jou 'n lekker groote. En dit is nou geen wollaar storie nie, né? Daar is hy. Kyk, hy man se smile is amper groter as daai vis. Lekker man, lekker. Vir elke dag se Storytyd saam Stella skakel gerus in op my Facebook en YouTube kanaal Storytyd saam Stella. Subscribe, né? Anders gaan jy nie weet as daar 'n nuwe storie is nie. Like, share, gaan bos. En dankie vir die saamluister en al die lekker deel in die comments. As dit op jou hart is om te saai op hierdie platform, maak so in die Capitec bankrekening van Eresou. Capitec spaarrekening 1648245836 verwys saad.